Welkom terug by die Kruiskinderkanaal. Kom, sit stil en dink aan die woestyn. Die sand is warm, die lug is wyd en Abba se mense is uiteindelik vry. Nadat hy hulle uit Egipte uitgelei het, praat Abba sag met Moses. Hy gee vir hom spesiale instruksies om vir hom 'n tabernakel te bou. Abba wou tussen sy volk woon. Dit was 'n plek van ontmoeting tussen Abba en sy volk. Hier kon hulle offers bring en Abba aanbid. In Eksodus 25 vers 1 tot 9 vra Abba die volk om vir hom geskenke te bring om sy tabernakel te bou. Hierdie geskenke word nie afgedwing nie. Die volk moes dit vrywillig met 'n blye hart bring. Abba noem hierdie geskenke teruma. Die Hebreëse woord lyk so. Teruma beteken om iets op te lig. Die letters vertel 'n storie. Taf is 'n teken wat ons herinner dat Abba sy mense as spesiaal merk. Resh is die hoof, wat wys dat om iets te gee, begin met wat ons in ons gedagtes kies. Waf beteken om te verbind, omdat gee ons harte met Abba verbind. Mem is water, wat lewe en diep gevoelens wys. Hy beteken kyk, asof God sê, sien my, ek is hier by jou. Teruma gaan dus nie net oor dinge soos goud of linne nie. Dit gaan oor om mense se harte op te lig na Abba met liefde en vreugde. Abba deel dan sy pragtige droom. Hy sê, laat hulle vir my 'n tabernakel maak, sodat ek onder hulle kan woon. Abba wil nie ver weg wees nie. Hy wil naby wees, sodat sy mense veilig, gelei en geliefd kan voel. Abba se tabernakel kan in 3 dele gedeel word. Die allerheiligste, die heiligdom en die voorhof. In die allerheiligste was die ark van die verbond. Die ark is bedek met goud. Bo-op is 2 hemelse wesens, die cherubim, wat mekaar in die oë kyk met uitgespreide vlerke. Binne die ark is God se instruksies en herinneringe aan sy beloftes. Dit leer ons dat Abba se reëls nie daar is om ons seer te maak nie. Hulle is daar om ons naby hom te hou. Wanneer ons luister, praat Abba sag uit 'n plek van liefde. Hoe meer ons vir Abba luister, hoe nader kan ons aan hom kom. In die heiligdom was die tafel met 12 toonbrode, die wierookaltaar en die menorah, of goue kandelaar. In die voorhof was daar 'n bronsaltaar en die waskom. Al die dele het spesiale betekenisse. Vandag gaan ons na die menorah kyk. God beskryf die menorah of goue kandelaar in Eksodus 25 vers 31 tot 40. Dit is uit 1 stuk goud gemaak, wat eenheid wys. Dit het 7 takke en sy lig vul die heilige plek. Yeshua is die lampstander en ons is die takke. Sonder hom kan ons niks doen nie. Die menorah leer ons dat Abba se lig duisternis wegjaag. In die menorah sien ons die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die olie wat ons help om Abba se lig te laat skyn. Die menorah was van goud gemaak wat dui op die glorie van Abba. Wanneer ons lig laat skyn, kry Abba die glorie. Almal wat in Abba glo is saam die lig van die wêreld. Later leer Yeshua dat boosheid en onvriendelikheid nie in ons harte moet bly nie, omdat Abba wil hê sy lig moet deur ons skyn, soos ons leer in Matteus 5 vers 21 tot 26. Kinders kan Abba se lig skyn deur vriendelik te wees, te vergewe en met sagte woorde te reageer. Vandag herinner dit ons om vredemakers te wees en lig en liefde in ons klasse, huise en gemeenskappe te bring. Ons moet egter altyd opstaan vir dit wat reg is volgens Abba se woord. Die klere wat in die tabernakel gebruik is, vertel ook 'n storie, soos in Eksodus 26 vers 1 tot 14. Die blou herinner die mense aan die hemel. Die pers wys dat God koning is. Die rooi herinner ons aan die bloed van Yeshua wat vir ons geoffer is en vir ons lewe gee. En die wit wys op skoon harte en heiligheid. Later herinner Abba se woord ons dat hy harte wil hê wat opreg en getrou is, soos ons herinner word in Hebreërs 5 vers 27 tot 35. Vandag kan ons hierdie klere weerspieël in ons lewens. Byvoorbeeld om Abba lief te hê, ander te respekteer
en ons harte skoon te hou. Onthou, vandag is ons Abba se tabernakel en woon hy in ons harte. En so kom die storie van Teruma bymekaar. God vra nie vir perfekte geskenke nie. Hy vra vir bereidwillige harte. Wanneer kinders liefde, vriendelikheid, gehoorsaamheid en vreugde gee, lig hulle 'n Teruma op. En wanneer ons dit doen, glimlag Abba, want sy grootste vreugde is om naby sy kinders te woon. En selfs vandag, net soos in die woestyn lank gelede, wil Abba in ons harte, in ons huise en in ons lewens woon. Ons eie lewende tabernakel van liefde. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Abba, dankie dat U naby ons harte wil wees. Help ons om liefde, vriendelikheid en vreugde te gee. Laat ons harte 'n lewende tabernakel wees vir U. Amen. Shalom!